Hallo daar, hallo daar, hallo daar. Baie welkom by 'n sak vol stories. Ons is al verby die halfpadmerk van hierdie eerste seisoen van Sak vol Stories. Maar die goeie nuus is dat ons nog meer as 300 stories in die sak het om te deel. Al manier hoe ons dit gaan regkry, is as jy soveel as moontlik van jou maats laat weet om saam te luister. Hoe meer siele, hoe meer vreugde en hoe meer stories. En so gepraat van stories, dis natuurlik tyd vir vandag se. Voor ons wegval, wil ek net seker maak jy weet wat die woord hert beteken. Nie vuurhert nie, dit is 'n plek waar mens vuur maak soos 'n kaggel, maar hert, H-E-R-T. Dit is 'n baie ou naam vir 'n bokkie. En vandag maak ons kennis met 'n baie spesiale hert. Wat maak hierdie hert so spesiaal? Wel, kom saam en vind uit. Hier gaan ons. Muishert en tier. 'n Muishert is 'n vreemde diertjie. Jy kry hom in die woude van Indonesië en Maleisië. Hy het die gesiggie van 'n muis met 'n oulike snaveltjie, maar die lyfie en pote van 'n takbokkie. Hy's klein, omtrent so groot soos 'n kat, met pragtige bruin pels en wit kolletjies. Baie groot roofdiere sou hom graag wou vang en eet, maar die muishert is te slim en slinks vir hulle. Hoe hulle hom ook al probeer bekruip of rondjaag, hy glip altyd weg. Die meeste diere het al moed opgegee om ooit die muishert te vang en het besluit om liewer makliker prooi te soek. Maar daar was een dier wat nie kon vrede maak met die feit dat hy nie die huishert kon vang nie. Die tier. Ek is die heerser van hierdie oerwoud, het hy gebrul. Almal moet voor my buig en bewe. Geen dier gaan my uitoorlê nie. Eendag lê die tier en snork bo op 'n dik tak in die mik van 'n hoë boom. Skielik hoor hy geluid. Een oog gaan stadig oop. En daar, onder hom, sien hy die muishert wat vrolik tussen die plante rondspring en vir kos soek. Sonder om 2 keer te dink, spring die tier van die tak af en land reg voor die muishert. Wel, hallo daar, sê hy dreigend. Die muishert probeer weghol, maar 'n groot tierpoot slaan neer op sy been. Op pad ergens heen? Lag die dier. Of dalk lus vir 'n ete? Saam met my natuurlik. Al was die muishert baie bang, het hy nie paniekerig geraak nie. Ag, edele tier, Sê hy, ek sou niks liewer wou hê as om myself aan u te offer nie, maar ek is besig met belangrike werk. Ek moet wag hou oor die koning se pudding. Hy wys met sy snoet na 'n bruin, ronde dingetjie op die grond. Die pudding het dalk soos 'n sjokoladepudding gelyk, maar dit was glad nie gemaak van suiker of meel of kakao nie. Nee, dit was 'n mengsel van droë blare, modder en, wel, kom ons sê maar net iets wat agter uit 'n koei uitkom. Hoop nie jy daai een gemis nie. Die koning het streng beveel, Sê die muishert, dat niks daarvan geproe mag word nie. die tier se ore spits. As dit die koning se pudding is, Dink hy, moet dit heerlik wees.
Heeltemal oorrompel deur nuuskierigheid, steek hy sy poot uit na die pudding toe. Die muishert gryp sy kans en hol weg so vinnig soos sy beentjies hom kan dra. Die tier glimlag. Laat hom maar loop. Hy's klein en skraal en maar en sedenrig. Niks in vergelyking met 'n heerlike, sagte, soet sjokoladepudding nie. Hy tel die pudding op, lig dit op tot by sy hongerbek, maak sy oë toe en gee 'n enorme groot hap. Brul hy. Dis nie pudding nie, dis... Hy spoeg en hoes en vee sy bek af met 'n klomp blare. Ek is bedrieg. Kom terug, jou skelm. Ek gaan jou kry en dan sal jy spyt wees. Soos die wind jaag hy die muishert agterna. Toe hy by 'n stroompie kom, sien hy die muishert daar staan, heel rustig, amper asof hy vir hom wag. Langs die muishert lê 'n vreemde bruin ding, omtrent so groot soos 'n sokkerbal, vol klein gaatjies. Nou kyk hier, muishert, Grom die tier. of miskien moet ek jou sommer middagete noem. Jy het my gekil, ja, maar nou gaan ek daardie slegte smaak van poefpudding uit my mond uitwas met jou. My liewe tier, Sê die muishert kalm. ek sou geëerd wees om u ete te wees, maar ek is besig om die koning se trom op te pas. Hy maak die mooiste, magtigste geluid. Die koning het beveel dat niemand op sy trom mag slaan nie. Die tier se oë blink, Miskien net een keer. sê hy. Wel, Sê die muishert. nou goed, maar net een dromslag en dan mag u my eet. Die tier kom nader. Die trom was natuurlik glad nie 'n trom nie. Dit was 'n perdebynes. Hy gee dit 'n harde klap en onmiddellik bruis daar 'n swerm kwaai perdebye uit wat hom oral oor sy lyf steek. Brul hy en spring in die stroom om van hulle ontslae te raak. Die muishert giggel en hardloop weg tussen die bome in. Ek sal jou nog kry. Grom die tier terwyl hy onder die water vir die perdebye wegkruip. Na 'n ruk volg hy weer die muishert se spore en kry hom by 'n groot klip. Langs hom lê 'n lang geelrooi ding met 'n glinsterende skubpatroon. Moenie nader kom nie. Waarsku die muishert. Ek is besig met amptelike werk. Ek bewaak die koning se beld. Die beld was dun en lank met iets soos 'n geel tongtjie waar die gespe sou wees, Laat ek dit probeer aanpas. sê die tier. Maar dis die koning se. Protesteer die muishert. Ek gee nie om nie. Jy het my al 3 keer in die versoeking gebring met hierdie koninklike goed. Nou wil ek dit self hê. Gee dit vir my. Nou. Wel, as u aandring, Sê die muishert. kom haal dit dan. Die tier gryp die beld en draai dit om sy lyf. Eers gebeur niks. Ek verstaan nie wat so spesiaal is nie. Brom hy. Maar daar was iets spesiaal. Die beld begin beweeg. Dis al die tyd 'n slang. Die slang se oë gaan oop, sy tong flits en hy begin sy lyf al hoe stywer om die tier te draai.
Die tier brul en rol en klap en byt, tot hy uiteindelik losbreek. Die slang seil vinnig weg tussen die bosse in. Die muishert was natuurlik lankal weg. En al wat die tier hoor, is 'n sagte gegiggel in die verte. Ek wil daardie muishert nooit weer sien nie. Sê hy, terwyl hy met geswelde pote, brandwonde, bytmerke en 'n stinkbek wegstrompel. Daar was nou nog 'n storie waarin 'n mens leer dat omdat jy klein is, nie beteken jy kan nie slim en braaf wees nie. Baie dankie vir die saamluister. Onthou asseblief om ons te gaan volg waar ook al jy na jou podsendings en stories luister. Gaan teken in op ons nuusbrief by www.sakvolstories.co.za en stuur sommer vir ons 'n e-pos by sakvolstories@gmail.com. Vertel vir ons watter stories jou gunstelinge is en waarvan jy nog meer wil hoor. Tot volgende keer. Dankie vir die saamluister. Arrivederci.